Baie welkom by hierdie week se aanlyn preek. Is lekker om saam met jou te wees. Nou, ons begin vandag 'n splinternuwe reeks wat ons noem Die Broer se Brief. En ons gaan praat uit die boek Jakobus uit. En ons gaan kyk na die temas wat Jakobus spesifiek aanspreek. Nou, Jakobus, wat hierdie brief geskryf het, was die broer van Jesus. Het is algemeen in die eerste kerk aanvaar dat hierdie brief geskryf is deur Jakobus, die broer van Jesus. Daar is diegene wat wonder of dit nie dalk Jakobus, Johannes se broer, onthou julle die twee seuns van Zebedeus, of dit nie dalk daardie Jakobus was nie. Maar hy het 'n martelaarsdood gesterf lank voor hierdie brief, of net voor hierdie brief sy ontstaan gehad het. So na alle waarskynlikheid en die aanvaarding van die eerste kerke was, dat hierdie was die woorde van Jesus se broer gewees. Nou, die boek fokus op 'n paar goed. Eerstens fokus hy op beproewinge en versoekings, dan hoe ons met welvaart werk en geld werk en hoe ons met die armes werk, dan die feit dat ons geloof werke ook moet hê. En dis nogal iets wat hierdie boek so bietjie op 'n stadium laat voel dat hy praat teen Paulus, want Paulus probeer baie sterk vir ons sê, dis nie ons werke wat ons red nie, maar dis genade. En nou kom Jakobus en hy sê, maar jy kan nie net geloof hê en nie werke nie. En dit is so half so 'n bietjie teen dit wat Paulus gesê het, hy het dit gevoel, maar as jy die brief mooi lees, probeer hy eintlik net sê, ons kan nie passief wees nie, ons kan nie niks doen nie, ons moet goeie goed ook doen, en ons moet doen wat die woord sê ons moet doen. En dan fokus die boek ook op ons tonge, en hoe ons praat, en hoe ons moet let op die woorde en die taal wat ons moet gebruik. Nou, kom ons begin lees sommer heel die eerste versie van hierdie boek. Ons begin by vers 1. Van Jakobus, 'n dienaar van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat oor die wêreld versprei is. Groete. Vinnig net 2 opmerkings as agtergrond. Interessant dat hierdie Jakobus, wat die broer van Jesus is, hom 'n dienskneg van Christus noem. En interessant, die Griekse woord is nie dienskneg nie, dis spesifiek slaaf. Hy sê, van Jakobus, 'n slaaf van God en die Here Jesus Christus, en dat hy sy eie broer ook Here noem. Dit wys net weer eens vir jou die effek wat Jesus se dood en sy opstanding gehad het op die mense van daardie tyd, dat selfs sy eie broer hom sy Here noem, dat sy eie broer hom 'n slaaf van Jesus noem. Dis die effek wat Jesus gehad het. Ek dink, as jy jou eie boeties of sissies wil oortuig, dat hulle moet voor jou buig, of hulle is jou slawe, het gaan nie goed vir jou uitwerk nie. Dit het nie goed vir Josef in Genesis uitgewerk nie. Het gaan ook nie goed vir ons uitwerk nie, want kyk, boeties en sissies beklei. Ons gun mekaar nie altyd die nodige plek in die son nie. En hoekom sal ek nou 'n slaaf van jou wees, en hoekom sal ek jou my Here noem? Maar Jesus se dood en opstanding het selfs sy eie broer so geraak, dat hy hom noem, ek is 'n slaaf van my Here Jesus Christus. En dan skryf hy hierdie brief aan die 12 stamme, wat versprei is oor die hele wêreld heen. So dit was nie net vir een gemeente nie, dis vir die Jode wat versprei het, mense wat die evangelie na verskillende plekke toegevat het, en hy skryf spesifiek vir hulle. Kom ons lees verder. My broers, julle moet baie bly wees, wanneer allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets deurstaan het, stel dit julle in staat om te verhard. En volharding moet einduit volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. Nou wat ons gaan doen in hierdie volgende tyd, is ons gaan spesifiek uit die hoofstuk 1 uitpraat, want al die temas word in hoofstuk 1 aangespreek. Maar dan die brief verder gebruik hy ander gedeeltes om hierdie tema verder te belig, en ons gaan dit ook besoek. Maar ons gaan spesifiek by die eerste hoofstuk stil staan, en vanoggend praat ons oor beproewings. En die eerste gedagte uit hierdie gedeelte uit is, hy sê, ons moet bly wees oor beproewings. Hy trek weg met hierdie brief, en hy sê iets wat vir ons baie keer moeilik is om te aanvaar. En hy sê die volgende, beproewings is ook deel
van 'n Christen, van 'n Jesus-volgeling se lewe. So hy aanvaar dit en hy probeer vir ons bietjie 'n ander hoek op dit gee. Hy sê julle moet bly wees. Nou, dis nie iets wat jy met beproewings wil in dieselfde sin sê nie. Hoe kan ek bly wees oor beproewings? Maar hy sê kyk 'n bietjie anders na die beproewings waardeur jy gaan. Laat dit jou bly maak. Jy moet bly wees daaroor. En ons gaan nou 'n bietjie ietsie meer daarvan sê. Hy gebruik die Griekse woord peirasmois vir beproewing. Nou hierdie woord beteken basies 'n test or a proving. En later in hoofstuk 1 hier in vers 12 word hy vertaal met versoeking. En die rede daarvoor is, dis 'n baie neutrale Griekse woord wat toelaat dat die konteks bepaal hoe hy gelees moet word en hoe hy vertaal moet word. En die konteks van dit wat ons gelees het, word hy vertaal met beproewing, want hy sê, julle moet bly wees oor beproewing, want beproewing maak jou beter. Nou weet ons dat versoeking, selfde Griekse woord, die konteks sê, dit maak jou slegter. En ek hou van hierdie aanhaling van Warren Wiersbe. Hy sê, God uses trials to pull us up, whereas temptation's aim is to pull us down. Dis hierdie verskil. 'n Beproewing, die doel is dat jy opgetrek sal word, dat jy sal groei, dat jy beter sal word. Versoeking is om jou af te trek. En hy brei eintlik bietjie uit in vers 12, wat ons nou nie gelees het vandag nie, wat hy die volgende sê. Hy sê, gelukkig is die mens wat in versoeking, weer daai selfde woord, versoeking, beproewing staan vastig bly. As hy die toets deurstaan het, sal hy die oorwinnaarsprys, as oorwinnaarsprys die lewe ontvang. Hy probeer sê, daar is 'n sekere deug aan om deur 'n moeilike tyd te gaan. Daar's 'n vrug wat kom as jy deur 'n moeilike tyd gaan. Daar's 'n resultaat en daaroor moet jy bly wees. En interessant is hy sê, gelukkig is die mens wat beproewinge deurstaan. Gebruik hy die Griekse woord makarios. Presies dieselfde woord wat Jesus, sy broer, gebruik het in Matteus 5 met die bergpredikasie. Die bekende saligsprekinge begin mos met gelukkig is die mens wat weet hoe afhanklik hy van God is. Gelukkig is die mens wat treur. En makarios beteken letterlik 3 maal gelukkig. Benydenswaardig gelukkig. Met ander woorde, mense kyk na jou en begeer om in jou skoene te wees, so gelukkig behoort jy jouself te ag. 3 maal gelukkig. Die ou Nederlandse vertaling het makarios op die volgende manier vertaal: wel geluk salig. 3 keer gelukkig, wel geluk salig. En Jakobus sê hierso, julle is 3 maal gelukkig, so gelukkig dat ander mense julle begeer om soos julle te wees, as jy versoekings in jou lewe het en beproewings, en as jy dit kan deurstaan. Soos ek sê, Jesus het in die bergpredikasie hierdie selfde woorde gebruik as hy sê, 3 maal gelukkig, makarios, benydenswaardig, is hulle wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is hulle wat deur 'n moeilike tyd gaan, wat deur beproewing gaan, want daar's 'n vrug. Daar's 'n plek waarheen dit jou kan neem, as jy bereid is om saam met dit te werk. Die tweede gedagte uit hierdie gedeelte is, dat beproewings kweek volharding, en volharding kweek geestelike rypheid. So, wanneer ons in beproewings is, beteken dit ons moenie tou opgee nie. Luister hoe sê die teks dit, en die volharding moet eindtyd volgehou word, sodat julle tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. Dis nodig vir ons om in die proses te bly. Dis nodig vir ons om deur hierdie te gaan, sodat ons op die ou ende kan groei, geestelike rypheid. Dis wat gaan kom, as jy vasbyt, as jy volhard, te midde van die pyn, te midde van die lyding, te midde van die beproewing. In my werk praat ek baie keer met mense oor hulle geestelike reis. En dan sal mense vir my sê, ek wil so graag meer geestelik groei. Wat moet ek doen? Moet ek meer Bybel lees? Ja. Moet ek meer bid? Ja. Moet ek as vrywilliger meer diens lewer en my tyd en my finansies vir die Here gee? Ja, op al die bogenoemde. Maar as jy werklik ook wil groei, moet nooit vergeet,
dat wanneer jy deur 'n beproewing op die regte manier gaan, daar geweldig groei in ons plaasvind. Almal van julle wat al deur 'n donker tyd was, en aan die Here vasgehou het in daai donker tyd, en aan die ander kant uitgekom het, sal met my saamstem. Jy het gegroei. Jy het verander. Laat my dink aan die storie van die bekende prediker Charles Spurgeon. In 1856 het hy in Londen gepreek, en die plek was gepak, die saal was vol mense, en skielik roep iemand net uit, brand, en daar was 'n vuur. En die hartseer is dat in hierdie vuur is daar 7 mense dood, en 28 mense was ernstig beseer. En hierdie het vir Spurgeon verskriklik gepla. Dit het hom gevat na die donker gat van depressie toe. Want hy het aandadig gevoel oor hierdie mense wat dood is, en mense wat beseer is, en allerlei skete en wonde opgedoen het as gevolg van hierdie brand. En hy skryf op 'n stadium in van sy korrespondensie, hy sê, my spirits were sunken so low that I could weep by the hour like a child, and yet I knew not what I wept for. Was jy al daar? Wat jy voel, maar ek gaan so deur 'n moeilike tyd, ek huil, ek weet nie altyd waarom ek huil nie, maar was net hierdie ding wat so op my druk, wat my so vashou. Maar dan skryf Spurgeon later en sê, but over time, I have learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. Jy sien, wanneer jy deur beproewing gaan, en jy volhard, en jy bly in daai proses, en jy letterlik kissing the wave, hierdie beproewing wat jou vat en hy gooi jou, maar hy gooi jou teen die rots, Jesus Christus, the rock of ages. Dis waarheen dit jou moet vat. En ons wil net altyd uit dit uitkom. Ons wil so gou as moontlik uit dit uitkom. Dis nie volharding nie, dis ontsnapping. Ons wil net uit dit uitkom, vat die pyn weg, vat my uit hierdie uit. Maar as jy bereid is om deur hierdie proses te gaan, dan kweek dit volharding, en volharding bring 'n geestelike rypheid en groei in jou lewe in. Mark Batterson stel dit so, sometimes God delivers us from suffering. Amen, dis wonderlik. But more often than not, He delivers us through it. Jy sien, wat binne in ons gebeur is baie belangriker as wat met ons gebeur. Dis die groei wat in ons plaasvind, dis die nuwe perspektief wat by ons kom, dis die verandering in denke, wat so nodig is wat gebeur, en baie keer kom die Here en hy verlos ons as gevolg van hierdie pyn, as gevolg van hierdie beproewing wat in ons lewe is. En dan gaan Jakobus aan en hy verander so 'n bietjie die trant van die beproewings af, skielik swaai hy na gebed toe. Kom ons lees. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid, en hy sal dit aan hom gee. Want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel, is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is, en onbestendig is in al sy doen en late, moet nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. En is nog 'n vraag om te vra, hoe het hy so skielik rad verander van beproewing, en nou praat hy oor, julle moet bid vir wysheid, en julle moet met geloof bid. Ek dink hy probeer sê, jy moet bid vir wysheid as jy in beproewing is, dat jy kan sê, hoe bly ek in hierdie proses? Hoe hanteer ek hierdie? Hoe werk ek hierdeur? Ja, ek wil dit met 3 punte opsom. Ons bid om die proses te verstaan. Ons bid om geduldig te wees en te volhard. En ons bid sodat ons nie in vertwyfeling gaan nie. Hy sê, as jy twyfel, moenie dink jy gaan iets ontvang nie. Want 'n beproewing wil jou na die plek van vertwyfeling toe vat, wat jy vra, wat jy twyfel oor God. Hy sê, bid sodat jy hierdie proses sal verstaan. Bid sodat jy geduldig sal wees en aanhou sal volhard. Bid om nie in vertwyfeling te gaan nie. So hierdie wysheid is nie wysheid oor, ek onthou op skool, het ons nogal hierdie vers aangehaal, as ons bid in die aand. Here, die Bybel sê, as ons wysheid kort kom voor 'n eksamen, dan moet ons bid vir dit. Ek dink nie dis wat hierdie vers sê nie. Dis wysheid om die proses te verstaan. Sê, Here, gee vir my wysheid, sodat ek hierdie beproewing iets kan maak wat my optrek, wat my laat groei,
wat my nader aan U vat. En dan gaan hy, en as jy bietjie later in Jakobus lees, in Jakobus 5, dan praat hy oor hierdie geduld wat jy moet openbaar in die proses. Hy sê, wag dan geduldig, vers 7 van hoofstuk 5, wag dan geduldig broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor, totdat hy die vroeë en die laatreëns gekry het. Mooi metafoor om van 'n boer te praat. Jy weet, 'n boer gaan nie net en sit saad in die grond en wag en doen niks nie. So dis nie 'n passiewe wag nie. 'n Boer wag aktief. Hy maak seker die saad kom in die grond. Hy maak seker dit word nat gemaak. Hy maak seker dit word skoon gehou. Hy maak seker hy sien die prosesse. Hy maak seker hierdie plant het nie siektes nie. En hy wag vir die oes, maar hy wag aktief. En dan sê hy, so die profete van tevore en die mense in die Ou Testament ook gewag, geduldig op die Here. Hy sê, ons noem hulle geseënd, omdat hulle volhard het in die proses. Julle het gehoor van die volharding van Job, en julle het gesien waarop die Here dit laat uitloop het. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming. Interessant dat hy die verhaal van Job gebruik. As daar nou iemand is wat beproef is, dan sit Job. In 'n kwessie van 'n paar dae verloor hy alles. Sy rykdom, sy gesin, sy gesondheid. En hy sit op 'n ashoop. 3 vriende kom kuier by hom en hulle probeer vir hom sê wat het gebeur. Hulle probeer redeneer, hulle probeer sin maak. Daar kom later 'n 4de vriend by wat ook kom redeneer en sê, maar dalk is dit dit, dalk is dit die. Dan sê Job, nee, dit is nie dit nie. Maar ek sien Job volhard in die proses. Hy vertrou die proses. Hy bly in daai proses. En hy op die ou einde weet ons het dit vir hom uitgedraai. Die Bybel sê hy ontdek goed van God. Hy sê ek het vroeër gehoor van God, maar nou weet ek, nou ken ek hom. Kan jy sien hy het geskuif omdat hy in die proses gebly het. En die Here het hom meer geseënd gemaak as wat hy was, want hy het in die proses gebly. Ons moenie heeltyd wil ontsnap nie. Selfde Jakobus 5 praat van lyding die volgende. Hy sê, as daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. Dis al, hy sê, jy moet bid. Hy sê nie, en dan sal die Here die lyding wegneem nie. Soos ek sê, hy doen dit soms, en dan is ons bly. Maar hierdie teks sê nie, as iemand swaar kry, moet hy bid nie. En die Here gaan dit wegneem nie. Hy sê nie, hy moet bid. Hy sê letterlik, as jy in beproewing is, begin 'n gesprek met God. 'n Gesprek en sê, Here, help my om hierdie proses te verstaan. Help my om geduldig in hierdie proses te wees. En help my om nie in vertwyfeling te gaan nie, sodat die beproewing my op die ou ende beter maak. Maart 2018. Toe gaan my vrou dokter toe, en ek het 'n reëling met haar, ek kry haar na die tyd, dan drink ons 'n koffietjie saam. Dit was 'n roetine ondersoek. Sy laat weet, sy kan nie kom vir die koffie nie, want sy moet vir ander toetse gaan. Die uiteinde, kanker. Nou, dalk is daai K-woord oor jou ook al gebruik. Jy's dalk daardeur of iemand baie naby aan jou. Maar hoe dit jou in daai oomblik ruk, sê, daar's 'n gewas op jou nier en 'n kwaadaardig. Ons kan niks doen vir dit nie. Ons moet die nier uithaal en hoop dat dit nie versprei nie. En hoe dit ons as mense wat ons lewe vir die bediening gee, hoe dit jou gooi in daai oomblik. Nou ek kan glad nie praat vir wat sy spesifiek deurgegaan het nie. Mens probeer van die kant af ondersteun, mens voel magteloos. Maar al wat ek nou, as ek terugdink, besef, is op 'n manier het ons krag gekry om die proses te vertrou. Om vas te byt, om hoopvol na die Here toe te gaan met hierdie pyn, met hierdie lyding, met hierdie vrae. En op die ou einde het daar geestelike rypheid gekom uit daai donker tyd uit. Mag jy 'n insig vandag van Jakobus neem wat sê, daar is rede om bly te wees as ek deur 'n moeilike tyd gaan. Want die uiteinde, as ek in die proses bly en ek geduldig wag en ek volhard en ek die gesprek met God in gebed elke dag verder neem,
sal daar grypheid en verdieping in my lewe kom. Kom ons bid saam. Here, ek bid vir elkeen wat vandag hierdie woord moet hoor en sy eie maak, of haar eie maak, dat jy hulle sal help. Diegene wat voel daar so baie beproewings in hulle lewe, ek bid dat hulle sal voel dat hierdie beproewings het die vermoë om hulle beter te maak, mits hulle in die proses bly, mits hulle heeltyd bid en met U praat, sodat U op die ouende hierdie proses gebruik om te doen wat U wil hê moet gebeur. Amen.